Vanoggend wil ek 'n boodskap bring wat die Here die laaste tyd op my hart gebring het. Is iets wat ek self baie beleef het en baie keer nog steeds beleef. En dit gaan oor my selfbeeld en my identiteit. Nou die vraag is, wat is ons selfbeeld? Wat is my selfbeeld? En dit is die antwoord op dit is hoe jy jouself sien. Wat jy van jouself dink, wat jy van jouself sê en hoe jy oor jouself voel. Elkeen van ons wat hier sit, het 'n selfbeeld. Party van ons het dalk 'n goeie, beter selfbeeld, die ander het dalk 'n minder beter selfbeeld. Maar die selfbeeld hang af van die waarde wat jy op jouself plaas. Hoeveel waarde ag jy op jouself? Jou selfbeeld word bepaal deur wat jy beleef op aarde. Nou ons selfbeeld is veranderbaar. Hy kan verander. Die een oomblik kan jy 'n sterk persoonlike selfbeeld hê, jy sterk in jouself. Dan gebeur iets in jou lewe, iewers gebeur iets wat jou hele selfbeeld afbreek en jou op 'n plek sit waar jy niks voel oor jouself nie. En dieselfde ook kan jou selfbeeld baie laag wees en iemand kan kom en 'n profetiese woord in jou lewe spreek en dit draai jou hele selfbeeld, die manier of die siening wat jy het vir jouself, draai totaal en al om en jy sien jouself uit 'n ander lig uit en dit versterk jou selfbeeld. So dat ons selfbeeld kan die potensiaal van ons menswees beperk in so 'n mate dat jy baie keer heeltemal onttrek of heeltemal te betrokke is. So, wanneer ons selfbeeld of die vraag is, wanneer word ons selfbeeld onveranderd? Dit is wanneer jou selfbeeld jou identiteit begin word. As jy 'n slegte selfbeeld het en jy ontvang dit, dan vorm dit jou identiteit. En dit is baie keer moeilik om daai identiteit neer te lê. Dit is maklik om 'n selfbeeld op te bou, want ons kom net en ons bid vir iemand en ons vat die leen uit die persoon se lewe uit en ons sê, wat sê die Here vir jou? En jy kan sy selfbeeld herstel. Maar om 'n identiteit te verander, is baie keer moeilik. So jou selfbeeld vorm jou identiteit. Dit is wanneer jy min of meer of geen waarde meer aan jou lewe of aan jou selfbeeld heg nie. In baie gevalle is dit so dat jy kom op 'n punt, ons noem dit 'n minderwaardigheidskompleks, waar mense hulle self evalueer. Dat hulle gebruik 'n klomp mense hulle evalueer hulle self in vergelyking met ander mense. Dan kom hulle op 'n punt wat hulle self nie kan meet teenoor hoe ander mense gaan nie. Dit kom baie onder familielede, weet jy. Ek onthou toe ons as kinders ook, as my maale het baie, met hulle baie boeties en sussie, ek dink altyd saam met hulle is hulle 12 kinders gewees. Nou as die een suster iets gedoen het, dan wil al die ander susters dit gedoen het. En die een sussie het almal 'n Durban toe getrek, of die ene Durban toe getrek, en so met die tyd het hulle stuk Durban toe getrek. En op 'n stadium toe trek een Kaap toe, en toe 'n stuk het almal Kaap toe getrek. Dit is hoe omstandighede ons probeer 'n plek sit, dat ons onsself evalueer. Ons is bang iemand anders of kom op 'n hoër vlak as wat ons is, en as ons dit nie kan behaal nie, dan kyk ons neer op onsself, en ons ontvang ons het daai minderwaardigheidsgevoel. Ons selfbeeld het grootendeels ook baie keer te doen met ons omstandighede. En dit is baie keer op plekke waar ons kom wat ons toelaat dat ons sintuie ons selfbeeld begin bepaal. En ons kyk baie keer, wat sien jy? Hoe sien jy jouself? En die belangrike ding, as jy oor en oor sien jou teleurstelling, jou mislukking, dan begin dit jou selfbeeld bevestig. Jy kan vandag 'n mislukking ervaar, miskien in besigheid of in jou persoonlike lewe of in 'n verhouding.
En jy dink jy's nou net uit daai teleurstelling uit. En in die volgende verhouding in, dan ontvang jy dan of jy ervaar weer daai mislukking. Op die ou end dan kleef daai stigma van ek is 'n mislukking by jou, in jou. En so onttrek jy dan, jy onttrek totaal en al, jy wil nie meer betrokke raak in verhoudings nie. Jy skuif mense weg, jy begin jouself in 'n plek bring of in 'n kamer sit waar jy stoksiel alleen wil wees. Jy wil nie meng met ander mense nie. Die ander gedeelte is, wat hoor jy wat mense sê? En ons as mensdom het soveel dinge te sê oor ander mense. So nou 'n bietjie gesels oor dit, is ons as ouers, wat spreek ons oor ons kinders? Voordat ek my hart vir die Here gegee het, toe ek nog in die polisie was, het ek baie negatiewe goed op my kinders uitgespreek. En so mate dat, as ek moet terugdink, ons het so rukkie terug, het ons 'n bietjie gesit en ons het gesels, dis een van die load shedding aande, toen kon ons 'n bietjie gesinstyd spandeer en 'n bietjie gesels, en ons 'n bietjie terugvoering gekry van die kinders af. En dit wat my kinders my gesê het van hoe hulle jonger daar ervaar het my eintlik laat skaam kry. Daar het 'n jammerte in my hart gekom om te sê, maar Here, hoe kon ek as 'n pa so teenoor my kinders opgetree het? Ek was 'n baie aggressiewe tipe persoon, so as dinge nie my wy gegaan het nie, het ek baie oorgegaan na fisiese aksie toe. As my kinders geleer het, en veral Dwan sê, hy het dit positief gedraai. Hy het gesê, papi, as dit nie was vir daai klappe wat jy my gegee het, as ek so gesukkel het om te leer nie, so ek nie vandag so kon geleer het, so ek vandag leer nie. Hy het dit positief omgedraai, maar vir my het ek gesien homself, dat daar was 'n vrees in hom, om te leer, en selfs met die ander, as hy by die huis kom, en vra, eers wat hy vra, mami, wie gaan my leer, wie gaan my vra, mami of papi? Dan sê papi, dan sê, ag nee, asseblief mami, ek beloof ek sal alles leer. So vrees het my kinders gehad, as gevolg van hoe ek aggressief opgetree het teenoor hulle, as hulle sukkel om te leer. En dit het dinge my wakker gemaak, oor hoe ek oor my kinders gespreek het. Hulle het my op 'n punt gebring, wat ek by hulle gesit en geklee, en sê, weet jy wat, daai dinge is verby. Maar ek vertrou die Here daai goed sal vat, daai negatiewe ondervinding wat julle opgetel het, sal vat en dit net sal wegskuif, so uit julle gedagtes uit, dat julle nooit ooit weer herinner sal word aan dit nie. So wat ons hoor in ons ouerhuis, bepaal jou identiteit, of jou selfbeeld. By die skool, ons ouers, of ons onderwysers wat 'n negatiewe goed spreek oor die kinders, jou vriendekring, speel so 'n groot belangrike rol. En ek praat dan met ons jong mense, dit speel so 'n belangrike rol oor wie is ek. Want baie keer vind ek my selfbeeld, ek probeer myself vind in die groep mense met wie ek te doen het, saam met wie ek beweeg. En dit is ongelukkig so dat die mense assosieer jou ook sommer daar klaar. Ek sien dat weet hulle by die hoërskool, dit van die kinders van die hoërskole sal sê, weet daar's verskillende groepe by die hoërskool. Jy het jou rokersafdeling, jy het jou drinkersafdeling, jy het jou high society mense, jy het jou lower mense, en dan sal, ek dink hulle noem hulle self holy molies of something, jou heilige groep kinders. So hulle word geïdentifiseer. En dit bring 'n selfbeeld onder daai kinders. Weet as jou kind dalk bevriend is met kinders wat rook, dan word jou kind geassosieer as een van die slegte invloedkinders. Al rook hy nie self, al drink hy nie self nie, hy word geassosieer daarmee. En wat die probleem is met dit is dat op een of ander tyd gaan jou kind begin betrokke raak by dit. Want dit skep 'n selfbeeld, en jou selfbeeld skep jou identiteit op jou eindvrydag. Die woord sê duidelik, en hy sê dat daar's mag in die tong. Dit wat ons spreek, dit wat ons sê oor ons kinders, dit wat die onderwysers spreek oor ons kinders, is daar mag in. Ek onthou toe ek dink het was dan 4 gewees, het ek
ons was in 'n Kaap, in die Karoo was ons in 'n skool, dit een van daai, dis nie 'n groot skool nie, dis 'n klein skool, 'n hoërskool en 'n laerskool saam. Ek dink altyd saam was daar net so oor die 100 kinders in die hele skool. En daar was een onderwyser en dit is 'n meneer Zeli. Nou, hy het so 'n bokkiebaard gehad. Hy sy hele gesig het gelyk so 'n bok. Nou, hy het so 'n bokkiebaard gehad en ek het 'n groot vrees gehad vir hierdie onderwyser. Nou, hy het eendag gesit en hy het vir ons wiskunde gegee, uiteindelik 4 verskillende vakke gegee. Maar spesifiek vir ons graad het hy wiskunde gegee. En ek kon hierdie een probleemsom kon ek net nie uitwerk nie. Ek het nie geweet wat ek kan doen en omdat daar vrees in my was vir hierdie meneer, het ek heeltemal totally blank geslaan. As hy by my tafel kom staan, dan het my hand so gebewe, dan kon ek nie meer daai som skryf nie. En hy het langs my kom staan en hy het vir my gesê, "Jong man, ek sommer lus en klap jou dat jou snot 40 keer om jou kop swing." Nou ek is 'n fisiese my gedagtes is, my denkwyse is, ek's 'n fisiese denker. Ek sien dinge in my gedagtes. En ek sien hierdie keer waar hy my klap en ek sien hoe 40 keer swing hierdie snot om my kop. Ek het so 'n vrees opgetel vir daai woorde dat tot vandag toe is dit dat as ek in 'n situasie kom waar ek met probleem dinge werk, dan raak ek verbereerd. As gevolg van daai image wat in my kop is. So, wat jy ervaar, ons het gepraat oor wat die mense sê, wat jy hoor, en wat jy ervaar, skep jou selfbeeld. Nou, jou omstandighede rondom jou, kan van so 'n aard wees, dat jy jouself vereenselwig met die selfbeeld. Jy kry baie gevalle, kry jy openbaring. En ons gaan nou praat oor 'n getuienis, as jy kyk na, ons het groot geword, of groot deel van ons bedieningstyd was aan Krugersdorp gewees. En dan Krugersdorp is gedeel in verskillende vlakke. Jy het jou baie arme mense, jou minder arme mense, jou normale mense, dan jou hoërklas mense. Verskillende areas in Krugersdorp. En dit was so dat mense in die baie arm areas van Krugersdorp, sy mentaliteit was van so aard dat dit is wat hulle selfbeeld, hulle het gevoel, maar ons hoort so, dis hoe ons moet lewe. En so erg was dit dat kinders so aangetrek het al geef hulle splinternuwe klere, as ons hulle gaan uitreik en ons gaan bedien die kinders, dan gee hulle vir die mooiste klere, dan hulle klere gaan verkoop, maar hulle het nog steeds hulle ou verslense klere gedra. Want die mentaliteit is van dit is hoe ek moet wees, dis wie ek is. Nou, ons het een keer, was daar 'n besigheidsman in Krugersdorp gewees, wat 5 kinders, wat die eerste kwartaal van standaard 6 uit die skool uitgeval het. Ek kan nie onthou hoeveel mans of seuns en meisies was dit nie, maar 5 kinders het hy gevat, en hy het hulle die geleentheid gegee, hy het hulle by 'n normale skool ingeskryf, en hy het hulle in 'n koshuis laat intrek. Ek neem aan, ek kan nie onthou wat skool, ek dink dit is Monument. Ek weet nie hoeveel koshuise is daar in Krugersdorp nie, maar hy het hulle laat intrek by 'n koshuis, en hy het tyd gespandeer saam met al die kinders, op 'n weeklikse basis. So hy het hulle uit hulle situasie uit, hulle omstandighede uitgevat, en hy het hulle ingeskryf in 'n skool, hy het hulle gemotiveer, en hy het saam met hulle op pad gestap. En uit daai 5 kinders, weet ek, 3 van hulle het verder gaan studeer, waarvan hulle 'n professionele werk gekry het. Een is in die polisie, en die een meisietjie is in die verpleegkundige. Dus hy is 'n verpleegster. En dit het my net laat besef dat baie keer is dit so dat mense se omstandighede hulle so vasgevang het dat hulle glo, maar ek hoort hier, dit is waar ek moet wees. En baie keer is dit net nodig dat daar 'n mindshift moet plaasvind, dat mense net buite hulle omgewing kyk en sê, maar weet jy wat, daar is meer vir my. Daar's meer vir my daar buite as wat ek gewoond is hierso, wat ek gewoond is om te hê. Nou, ons kyk gereeld, ons lees ons die verhaal van die verlore seun. En dit kom baie neer op seunskap en ensovoorts. Maar wat ek gelees het, toe ek die verhaal lees, het ek gesien 'n seun wat alles gehad het, wat 'n goeie selfbeeld van homself gehad het. Hy het alles besit, en hy het op 'n dag na sy pa toe gekom en sê, ek eis alles wat na my toe moet kom, eis ek vanoggend, of vandag vat ek dit, en hy vat dit en hy gaan en hy trek uit.
in die omstandighede het hy alles gaan verkwansel, hy het niks oor gehad nie. In so 'n mate dat hy homself gesien het, laer as 'n vark. Hy het homself in 'n omstandigheid gehad waar hy saam met die varke moes geëet het. So sy selfbeeld was in 'n kwessie van goeie identiteit na 'n punt toe gebring waar hy niks gehad het nie. Wat hy homself geassosieer het met 'n vark. Wat hy 'n keuse gemaak het, sê ek gaan terugstaan na my pa toe. In my selfbeeld gaan ek probeer opbring, maar ek gaan myself in 'n posisie plaas, nog laer as 'n slaaf. En sy pa het gekom en hy het 'n mantel oor hom gesit en 'n ring vir hom gegee. Ek sê, my seun, dit is nie waar jou identiteit lê nie. Jou identiteit lê baie hoër. En hy het hom geklee met 'n kleed en hy het hom 'n ring aangesit en hy het sy identiteit, sy selfbeeld het hy gerestoreer. So as gevolg van goeie en slegte selfbeelde word ons identiteit gevorm. Maar nou vandag sit ons hier as mens en nou sit ons met twee tipe identiteite. Jy sit met 'n valse identiteit en jy sit met 'n ware identiteit. En almal van ons sit met dieselfde identiteite. Ek is so 'n rukkie terug, ek dink 'n hele paar jaar terug, toe ek vir die jeug 'n video gewys oor The Lion King. Wie van julle het hom gesien nie? Wie van julle het hom nie gesien nie? Wie van julle het nie gehuil nie? Dat is 'n lekker trane trekker, daai movie. Maar iets uit daai movie het my aangetrek, en is iets wat ons baie vir die jong mense leer, is die identiteit, wat daai fliek eintlik vir ons mense leer. Daar was 'n punt gewees wat Simba gekom het, wat hy mislukking ervaar het, hy was baie teleurgesteld in sy welpie jare, en hy het daar gesit, en hy was hartseer gewees, en daar was ons so 'n bobbejaantjie ding met 'n staf, waar hy gesit het, en hy het vir hom gevat na die water, hy het ons al die nek gevat, en hom gevat het na die water, toe hy sê vir hom, kyk. En Simba kyk in die water, en hy sien homself. Hy sien hierdie teleurstelling, hy sien hierdie mislukking in die beeld. En hy bobbejaan sê vir hom, kyk dieper. En terwyl hy in daai beeld van homself kyk, in daai beeld van homself vorm die gelaatstrekke van sy pa. En so mate dat hy op die ouend sy pa sien in hierdie beeld. En toe hy opstaan, toe kom daar 'n brul van binne af uit. En nou in die begin het ek miauw gemaak. Maar toe hy daar sy identiteit sien, toe kom daar 'n brul uit sy binneste uit, wat vir hom gesê het, jy is 'n leeu. Dit het sy identiteit bepaal, dit het vasgemaak. Die valse identiteit is baie keer geheg aan dit wat jy fisies sien wie jy is. Ons sit almal vanoggend hierso en jou valse identiteit is die fisiese ek. Dit is my valse identiteit. Jou ware identiteit is baie keer wat jy in jou geestesoog sien wie jy is. Simba het homself fisies gesien in hierdie water. En toe hy uit sy geestesoog kyk na die gestalte van homself, toe kom die regte gelaatstrekke van sy vader wat in hom is na vore. Baie van ons kyk vanoggend, kyk in die spieël. En in die spieël sien jy 'n niks werd. Jy sien in die spieël 'n mislukking. En die duiwel is baie lief daarvoor om ook dit te openbaar. As jy in die spieël kyk, sien jy jouself as 'n sondaar. Hy fokus op dit, op jou valse identiteit. Bring hy 'n fokus in so 'n mate dat hy wil hê dat jy moet gefokus wees op dit wat eintlik 'n leuen is in jou lewe. 2 Korintiërs 3 vers 18, Annika het hom ook opsit. Hy sê, terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here, wat die Gees is. Luister mooi wat hy sê, terwyl jy met 'n onbedekte gesig, nou, onbedekte gesig beteken, jy kyk
met 'n gesig wat nie vasgevang is deur die wet nie. Jy kyk uit 'n gesig uit wat gekoppel is met liefde van die Vader. Hy sê dat terwyl jy in die spieël kyk, met 'n onbedekte gesig, word ons van gedaante verander. En as daai gedaanteverandering sien ek Simba, wat kyk in die spieël, en hy sien hoe sy gedaante, sy mislukking verander. En hy begin die Vader se gelaatstrekke sien. Nou as ons kyk in die spieël, jy sien jouself, met die heerlikheid van die Here, sien jy letterlik die gedaanteverandering wat plaasvind in jou gesig wat jy daar sien. En so mate hy sê van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Ons ware identiteit is die gesigsbeeld van die Vader in wie jy werklik is. Terwyl jy in die spieël kyk, sien jy altyd die verkeerde. Jy sien altyd die gesig wat dalk wel pysies is, of die hare wat jy reg wil hê nie. Jy sien alles, behalwe dit wat jy moet sien. En dis die ware identiteit. Nou as jy gefokus is op dit wat fisies is, op die valse identiteit, dan kom dit neer dat jy jouself aanvaar, dat dit wat die vlees my bied, dit wat die vlees my skep, is wie ek werklik is. En jy kyk verby dit, en wat se beeld jy werklik geskape is, en dis in die Christus se beeld. Dit veroorsaak dat daar 'n stryd is tussen my ware identiteit en my valse identiteit. En die Bybel praat duidelik daarvan, hy sê daar's 'n stryd tussen vlees en gees. En daai stryd vind plaas binne ons gedagteswêreld. Hulle in Engels praat hulle battlefield of the mind. Dis waar die stryd begin plaasvind, want dis waar die twee identiteite te mekaar begin vryf. Daar's wrywing wat plaasvind tussen die twee identiteite. En die vyand weet dit. Hy loop nie van net rond so 'n brullende leeu, wag vir die regte oomblik om jou ware identiteit oor te gooi en die valse identiteit na vore toe te bring. Ons lees in Jakobus 1 vers 13 tot 15. Hy sê, laat niemand as hy in versoeking kom sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elke word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep word en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, maar as 'n sonde is, as dit die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Nou ons baie keer fokus so dat jou valse identiteit bring jy op 'n punt dat jy jouself in daai mate sien. Jy sien jou fisies, liggaamlik in 'n probleemarea. Nou kom met die woord sê, nou uit dit uit, kom die vyand en hy treiter jou, hy bring die versoeking vir jou om meer te wandel in jou valse identiteit. En ons is geneig om altyd te sê, maar weet jy wat, die Here dinge toegelaat. Maar weet jy wat, die begeerlikheid van my valse identiteit het veroorsaak dat ek in 'n versoeking gelei het. Nou om aan versoeking te kom is nie sonde nie. Maar om toe te gee daartoe is verkeerd. En omdat ons met twee identiteite sit, baie keer is dit makliker om die fisies te sien. En betrokke te raak in die fisies, is dit makliker om dan agteruit te gaan en die versoeking te vat, as wat dit is om jou ware identiteit te sien. Die duiwel se plig is om die leuen in ons lewens 'n waarheid te maak, sodat elkeen van ons dit glo. Hy wil jou valse identiteit 'n waarheid maak, sodat jy jouself sien, wat is myne? Ek wil net sê, sit af jou van. In elk geval, die vyand wil jou ware identiteit oorskadu moet word deur jou valse identiteit.
So hy wil hê jy moet die leuen glo en die waarheid een kant toe skuif. Want as jy jou lewe vir die Here gee, sê die woord, is daar 'n nuwe skepping. Jy's 'n nuwe persoon, jy het 'n nuwe identiteit ontvang. En die oomblik wanneer jy daai nuwe identiteit ontvang het, kom hy en hy probeer daai identiteit die mekaar te krap, jou nuwe identiteit. En hy wil jou probeer terugtrek aan jou ou valse identiteit, jou wêreldse identiteit. En hy gaan alles in sy mag probeer om jou terug te bring in daai area in. Nog almal wat ek mee gepraat het, as hy sy hart vir die Here gee, en jy gaan doen 'n opvolg, en ek glo Kobus hulle almal kan getuig oor, as jy doen 'n opvolg, dan gaan almal sê altyd vir jou, weet jy wat, dit gaan nou erg met ons. Want jy het nou jou ware identiteit ontdek, en die vyand hou nie van dit nie, want nou weet jy wie jy is. Nou probeer hy met 'n leuen terugkom, om jou ware identiteit weg te stoot, sodat jou valse identiteit weer in werking kan kom. En dis hoekom dit 'n stryd is vir ons as Christene, om op te staan en in jou ware identiteit te wandel. Die Bybel, hy sê hierso, en ek lees in 2 Korintiërs 5 vers 17, hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Die woord sê, jy's 'n nuwe skepsel. Jou ou identiteit het tot nuut gegaan. Jy's nou 'n nuwe skepsel. Jy het nie nodig om die ou identiteit weer op te tel nie. Jy het nie nodig om die valse identiteit weer joune te maak nie, want jy is 'n nuwe skepsel, jy het 'n nuwe identiteit ontvang. Ek onthou daai tyd, ek het my ID-boekie was al so 'n paar keer deur die was gewees, so hy is nie heeltemal soos hy moet wees nie. En ek is so rukkie terug het ons het aansoek gedoen vir 'n nuwe ID-boek, en dit het my trots laat voel om die nuwe ID-boek vas te hou, want hy lyk so nuut, hy ruik so lekker. Weet hy daai plastic nuwe reuk, soos amper so 'n voertuig. Jy loop so met om jou sak rond, so lekker voel dit om 'n nuwe ID-boek te hê. En daai ou boekie het ons eenkant gegooi en ek weet nie waar is hy vandag nie. En dit is hoe die Here wil hê, as jy jou nuwe identiteit opgeneem het, moet daai ou identiteit so ver weggebêre word dat jy nie eens weet waar is hy nie. Jy moet vashou aan dit, daai nuwe identiteit wat hy vir jou gee het. Johannes 3 vers 30 sê, hy moet meer word en ek minder. En dis maar hoe ons wat te werk gaan om meer te groei in ons nuwe identiteit. En ons ou identiteit minder te laat maak. Paulus sê die volgende, hy sê daar dat ons ken dus, of hy sê 2 Korintiërs 5 vers 16, sorry Annika, 2 Korintiërs 5 vers 16, hy sê daar, ons ken dus niemand nou of niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. As ons kyk na mekaar, en dit gaan baie keer, dit gaan nou klink, voel as ek dalk op tone trap vanoggend, maar ek dans op my eie tone, as ek nou dit sê. Ons sit hierso vanoggend as almal mede-Christene, of ek hoop so. Nou sit ons hierso, en kom 'n persoon in die kerk ingestap, en hy sien iemand wat in die kerk sit. En ek self het myself baie keer skuldig gevind aan dit. En dan oordeel ek daai persoon. Sê, wat soek daai ou in die kerk? Jy sê, hy is die grootste skelm in die dorp. Wat soek in die kerk? Of hy rook en hy stook en hy drink. Hy hang aan bordele uit. Wat soek in die kerk? Weet jy, ons oordeel iemand op sy valse identiteit. Want die kerk is juist, dis soos 'n hospitaal. Jy kry nie net gesonde mense in die hospitaal nie. Dis juist 'n plek vir siekes om in te kom, om genesing te ontvang. Ons wat hier sit, is nie almal 100% gesond nie. En as jy 100% gesond is, dan is jy nou vandag in 'n plek waar jy die siekes kan bedien. Maar ons kom in die kerk en Paulus sê ons ken mekaar nie meer na die vlees nie, maar na die gees. Nou as ons mekaar ken na die gees, beteken dit dat ons die ware identiteit in mekaar sal sien en dit sal aanspreek.
maar nie meer om oordeel te veg oor ons valse identiteit nie. Want wat jy inkom en jy begin sê, maar wat soek daar in die kerk? Hy's 'n grootste syplap, hy hoort nie hier nie. Wat jy eintlik doen is, jy spreek dood aan daai persoon in, en jy gee lewe aan sy valse identiteit. As wat jy eintlik gekom het, en daai persoon gekom vat het, en 'n drukkie gee, en sê, weet jy wat, ek is so bly jy's hierso vandag. En dan gee jy sy ware identiteit die krag. Want daai persoon gaan op 'n stadium kom, wanneer hy uitstap, en hy besef en weet wie hy is in Christus, gaan daai ware identiteit opstaan, en sy valse identiteit gaan op die ou moment agterlaat. Ons lees saam hierso, Matteus 16 vers 13. Hierdie was vir my eye-opener gewees, toe ek het gelees het. En ons lees daar, hy sê, toe Jesus op 'n dag, naby die stad, Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels, hy sê vir hulle, wat sê die mense oor my? Die seun van die mens. En hulle antwoord hom, sê, party sê, u is Johannes die Doper, wat weer lewendig geword het. Ander sê, u is Elia, nog ander sê, u is Jeremia, of een van die profete. En Jesus vra hulle toe trompond, en hy vra, wat sê julle, wie is ek? Wie is ek volgens julle? En Simon Petrus het nie 'n oomblik gehuiwer nie. En hy sê, u is die Christus, die redder wat deur God na ons gestuur is. U is die seun van die lewende God. Daarom sê Jesus, jy is 'n gelukkige man, Simon. Hy sê, Simon, seun van Jona, want jy het nie dit by ander mense gehoor nie. Nee, my Vader wat in die hemel is, self het hierdie groot waarheid aan jou bekend gemaak. En nou sê hy vir hom, hy sê, nou dat jy gesê het wie ek is, gaan ek vir jou sê wie jy regtig is. En hy sê, jy Petrus is die rots. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Hierdie belydenis is so groot, dat selfs nie eers die grootste magte van die hel sterk genoeg is, om hulle stil te maak nie. Ek gaan ook vir jou die sleutels van God se nuwe wêreld gee. Jy kan nou die pad daarheen vir ander mense oopsluit en toesluit. Jy moet in my naam vir mense sê hoe om daar te kom. Op hierdie manier sluit jy dan die deur na die God se koninkryk vir hulle oop. Wanneer hulle nie na jou luister nie, moet jy vir hulle sê dat God se oordeel op hulle rus. So sluit jy die deur soontoe vir hulle toe. Nou die belangrike gedeelte wat ek wil uitlig uit dit uit is eers dat Jesus het eers vir Petrus gevra, wat sê die wêreld, wie is ek? En hulle het geantwoord en gesê, wie sê die wêreld is hy? En hy vra hulle toe vir sy disippels, sê, wie sê julle is ek? Wat is my identiteit? En Petrus het opgestaan en hy het vir Jesus gesê, dit is u identiteit, u is die verlosser, u is die seun van God. En daai openbaring het veroorsaak dat Jesus kon terugkyk en vir Petrus sê, maar nou dat jy my gesien het, kom ek sê vir jou, wie is jy? En hy het sy identiteit vir hom gegee. Nou dit laat my baie keer dink, is dat baie keer kom ons en ons, laat mense vorentoe kom en hulle gee hulle harte vir die Here. En baie keer het ek 'n probleem met mense wat baie keer 'n boodskap bring, weet hulle bring daai boodskap van turn or burn, weet daai boodskap van hulle maak jou bang om hel toe te gaan, dat jy liewer dan die Here wil aanneem, uit vrees uit. Maar wat die Here wil hê is dat mense moet sy vaderlike liefde sien. En as gevolg van die openbaring van Jesus se liefde, wie Jesus Christus werklik is, op daai bekentenis of daai stelling, hulle harte vir die Here gee. Want dan is dit 'n ware openbaring van wie Jesus is. En as jy die ware openbaring van Jesus Christus ontvang het, kan die Here omdraai en hy kan sy vinger vir jou wys en sê, jy is my seun.
En ek gaan nou 'n klomp verse lees oor hoe ons onsself moet sien in daai identiteit van Christus. Want dit is wat God omdraai. Die oomblik as jy jou hart vir die Here gee en sê as gevolg van dit wat jy nou ervaar het, kom ek sê vir jou, wie is jy nou? En hy gee dan vir ons ware identiteit. In Efesiërs 2 vers 10 in die Amplified sê daar, for we are God's own handiwork, His workmanship, recreated in Jesus Christ, born anew, that we might do those good works which God predestined, planned beforehand for us, taking paths which prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us to live. Nou, party ander vertaling sê, we are God's masterpiece. En as jy wil besef, wat beteken masterpiece? Nou, masterpiece is wanneer iemand iets geskep het, 'n skilder of 'n beeld gemaak het, is dit die beste uit al sy ander, is dit die beste een, wat hy sy masterpiece noem. En God sê, elkeen van ons is sy meesterstuk. So jy is die beste wat daar is. So het God jou identiteit vasgemaak. Jy is sy meesterstuk. In Christus is jou ware identiteit perfek. Al lewe ons baie keer nog steeds, of ons val terug in ons valse identiteit. Maar as Christus na jou kyk, sien hy jou ware identiteit. En in sy oë is dit perfek. Totaal en al perfek. Want God kyk na jou uit oë van liefde. En nie uit oë van uit oordeel uit nie. En daarom sien hy jou as perfek. Dis een ding wat ek geleer het, is dat ou kan nooit op 'n punt kom wat jy genoeg gekry het of genoeg geleer het van wie jou ware identiteit is nie. As jy daai Bybel oopmaak, daar is soveel beloftes vasgevang in die woord oor wie ons werklik is in Christus. Dat die vyand het eintlik geen reg. Die vyand het geen reg om jou ware identiteit aan te vat nie. Want God het gesê wie jy is. Toe jy hart vir die Here gee het hy gesê het, en hy het omgedraai en sê, Ruvyn, dit is nou wie ek sê jy is. Ek kon net 'n paar verse lees. Dis wat die Here sê, wie jy is. Hy sê, jy is 'n kind van God. En ek is jou vader, 1 Johannes. Hy sê, ek is jou vriend. Ek is uit God gebore. Dit is goed wat jy self bely, as jy vir jouself kyk in die spieël. Dit is goed soos hierdie wat jy vir jouself sê, om die beeld wat jy van jou valse identiteit sien, om die ware identiteit in die beeld te sien. Dit is goed wat jy bely teenoor jouself. Ek is 'n erfgenaam van God. Ek is 'n mede-erfgenaam saam met Christus. Ek is die kind van die belofte. En ek het groot beloftes ontvang. 'n Belangrike een, ek is verlos en vergewe. Efesiërs 1 vers 6. Want dit is een ding wat die vyand gaan probeer terugbring om ons valse identiteit in te druk. Om sonde voor jou te gooi. Maar jou ware identiteit sê, ek is verlos en ek is vergewe. Ek is regverdig gemaak. Romeine 5 vers 1. Ek het die ewige lewe ontvang. En soveel is al soveel baie verse wat jou identiteit vasmaak in Christus. Jy het nie nodig om ooit weer terug te kyk of terug te val na die verslonse ideeboekie waar aan een kant lê nie.